Dit is lekker om saam met jou te kuier vanoggend en soos wat ons in hierdie seisoen ingaan, is ons mense kan so maklik dink vakansietyd of van die mense wat hier is, wat's vakansie? Ons is nie meer studente nie. Jy sien die dorp is stiller en dan dink jy net, okay, yes, hier's nou parking. Die rede daarvoor is dit is universiteit en skoolvakansie, dis hoekom dit lekker jy parking kry in die dorp. Maar baie keer dink mense as dit 'n vakansietyd is, dan sit nou net lê op die bank, daai tipe van dinge, veral as jy nou 'n student is. Jy weet, wie mis daai dae, wat jy net daai hele 6 weke op die bank net kan lê. Yes, okay, hier's 'n paar mense. Daar's ander mense wat net sê, nee, dit is net 'n tyd van my lewe wat lekker was, maar ek wil dit nooit weer oor hê nie. Ek wil nooit weer 'n student hê nie, wees nie. Maar ons kop hierdie reeks af wat ek net genoem het in hierdie winter. Maar hier's die ding. Die fokus van hierdie volgende paar weke is om te sê, hoorie, winter is 'n tyd om 'n sterk fondasie te bou. Ek meen as jy in die natuur kyk wat aan die gang is, in die middel van die jaar in ons land, is dit net amazing. Ek weet nie van jou nie, maar ek het groot geword in Gauteng en ons het 'n bonus hierso in die Kaap, want jy het 'n groen winter. Dit is amazing. Daarbo is dit geel en grys en swart. En daar's baie rook, want die velde brand af, dis mos grasvelde daarbo. So, jy party daar, dan dink jy dit sneeu, maar dan sit sulke swart goedjies wat net uit die lug uitval, dan is dit die roet en die gras wat gebrand het en so aan. Maar dan kom jy nou hierso, dan het jy 'n ongelooflike mooi seisoen, waar die varkore uiteindelik weer opkom, en daar's sulke, mense ontdek sulke goedjies in my tuin. Ek het nie eens geweet is daar nie, maar dit is 'n bolletjie gewees wat onder die grond was. Nou dat dit begin reën het en dit koud raak, nou kom daai mannetjie op en dit maak die mooiste blommetjies. Dis net 'n amazing tyd van hierdie jaar. En as mens dink aan die ritme, en as ek dink dit aan die seisoen waar ons nou in is daar's ritmes in die natuur wat die Here net ingebou het daar. Daar's 'n seisoen van woeker, daar's 'n seisoen van groei en dan staan 'n seisoen soos hierdie waar dit eintlik in die natuur eintlik begin lyk asof dinge dormant is. Behalwe nou vir daai oud bolletjie wat in my tuin weggekruip het en nou water gekry het op 'n next level en die seisoen het aangebreek. Maar dit is asof die natuur in hierdie tyd van die jaar kanaliseer die plant al sy groei en al sy energie in sy vorming en die vestiging van sy wortelstelsel. Dit is interessant as jy dennehout in Suid-Afrika, jy kan nie meer regtig meubels maak met dennehout nie, want die hout is te sag. Maar as jy Europa toe gaan en in die lande waar daar sneeu is, dan is dit wanneer daai boom ophou groei en hy sy fokus plaas om sterk te word, dan word dennehout eintlik in Europa verskriklik hard. Dis 'n harde hout. Dit is nie 'n hout wat jy mee vuurhoutjies maak en tomatiekassies soos wat ons hierso doen nie. Dit is 'n hout wat klip hard raak dat jy meubels daarvan kan maak. So daar's iets wat gebeur in 'n winterseisoen. En wat ek wil doen in hierdie volgende paar weke is om so bietjie net in hierdie wintertyd te sê, Here, kom bou my fondasie sterk in hierdie volgende seisoen. Laat daar nie vir my lewe tomatieplankies en tomatiekassies gebou word nie, maar dat daar meubels gemaak word, dat daar iets is van wat U wil kom doen, dat U kom vestig in my lewe. Wat interessant is van hierdie tyd van die jaar, want ek dink hoekom dit so belangrik is gewoonlik Desembers, is dit ons nou die tyd van refleksie. Ek weet nie of jy dit doen, maar jy reflekteer mos so oor die jaar. Dan dink jy, wat het gebeur? Wat het jy laat gebeur? Wat het met jou gebeur? En so aan, maar ek dink daar die lewe is te vinnig in vandag se tyd. Ons kan nie wag vir 'n Desember om so 'n bietjie te gaan sit en stil raak en te kyk en te reflekteer op waar jy trek in jou lewe nie. Ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my, ek wou nou die dag nog vir mense gesê het, voorspoed vir die nuwe jaar, en toe is dit Junie. Want dit is regtig, die jaar het vinnig gegaan. En as ons gaan wag vir Desember, kan dit dalk gebeur, dat ons dalk die tweede helfte van die jaar kan mis op iets wat die Here wil kom doen. En ek glo, as ons hierdie tyd gebruik, hierdie volgende paar weke, ek wil vanoggend met jou gesels oor iets wat ek self gaan doen in hierdie volgende tyd, iets wat ek self vir my lewe ingebou het. Ek sê vanoggend vir die span, terwyl ons besig is om te bid, ek preek vanoggend vir myself en met myself en saam met jou, en ek's besig net om 'n journey met jou te deel rondom wat ek dink wat ons nou in hierdie seisoen kan doen. Veral as dit so 'n bietjie
rustiger is, of dalk so 'n bietjie meer intentioneel kan wees, om te sê, Here, kom bou 'n sterk fondasie. My vraag vir jou wat ek mee wil begin vanoggend is, waarheen groei jy op die oomblik? Waarheen is jy op pad om te groei in jou lewe? En Paulus het eintlik op 'n stadium, maak hy besig om met die mense in Efese, skryf hy die brief, en in hoofstuk 5 is 'n ongelooflike hoofstuk, waar hy kom praat oor liefde, en om te lewe in liefde, en om te lewe in jouself, eintlik te posisioneer, soos dat ons besig is om as 'n gemeente te sê, Here, ons wil onsself kom posisioneer, dat ons hoopdraers sal wees. Dit voel vir my, ek wil vir julle almal sê, hallo, my naam is JT en ek is 'n hoopdraer. Dit klink amper soos 'n afspraakie wat ons nou hier sê, waar ons nou confess. Maar dit is die hart wat die Here vir ons het, is om te sê, Here, ek wil 'n hoopdraer wees. En wat ons in hierdie hele eerste helfte van hierdie jaar net op gefokus het, is, ek wil 'n hoopdraer wees, maar as ek 'n hoopdraer is, dan moet ek iets hê om te dra. Moet ek iets hê om oor hoop te hê, moet dit prakties, moet ek skin in die game hê, eintlik, om te sê, ek weet hoe lyk hoop, ek weet hoe lyk hopeloosheid, maar ek weet ook hoe dit lyk om hoop te dra in my samelewing, in my wêreld in. En waarin is jy besig om te groei? Ek gaan vanoggend vir jou 'n klomp vrae vra, en ek hoop jy, as jy dit neerskryf, laat jy dit saam met jou vat in hierdie week in. In hierdie boek van die Efesiërs in hoofstuk 5 begin Paulus en hy sê die volgende, hy sê, word wakker, jy wat slaap. Staan op uit die dood en Christus sal jou verlig. Wees dus baie versigtig hoe jy lewe. Moenie soos dwaase mense leef nie. Leef wys. Benut elke geskikte geleentheid, want ons lewe in slegte tye. Moenie ondeurdag optree nie, maar probeer uitvind wat die wil van God is. Hier kom Paulus en hy's besig met hierdie mense te praat van hier so liefde lyk, en net hierna dan praat hy met die manne en die vroue in die huwelik oor hoe liefde lyk, maar hier in die middel van dit is hy sê, as ons praat oor liefde, as ons praat oor hoop, wil ek hê jy moet wakker word, jy wat slaap. Dit kan gebeur dat ek en jy op 'n plek is in ons lewens waar ons sê, ons almal wil graag die wil van die Here uitleef. Ons wil nie soos dwaase leef nie. En hier kom Paulus en hy sê, ons moet eintlik aandag gee aan hierdie volgende dinge wat hy hier kom uitwys. Wanneer jy deurdag wil leef, wanneer jy 'n wys wil leef, wanneer jy 'n lewe wil leef, waar jy sê, ek wil God se wil vir my lewe ken, is daar 'n paar goedjies wat hy prakties kom maak in ons lewe, en hy maak hierdie lysie as in 'n opsomming, en hy sê, word wakker. Dit kan dalk gebeur, dat jy dalk in jou mens wees, ergens in hierdie laaste 6 maande aan die slaap geraak het. En as ek sê, aan die slaap raak, is jy het onbewus geraak van die goeders, wat om jou aan die gang is. Dit kan wees, dat daar moontlik in die laaste 6 maande, stukke van jou mens wees, stukke van jou hart, siel, doodgegaan het, as gevolg van 'n moeilike seisoen die afgelope tyd. Dit kan dalk wees, dat jy dele van jou siel terugstaan, want daar het goed gebeur, daar was teleurstellings, en jy is nie besig om die volheid potensiaal van jou te leef nie. Daar kapasiteit van 'n denneboom is nie besig om in jou lewe te realiseer nie, want daar het iets gebeur, en jy het dormant geraak as dit kom by dit. Dit kan dalk wees dat jy lewe sonder die invulling en die vervulling en die verfrissing wat die Heilige Gees kom doen, want dinge het net gebeur en jy is net besig om te go met die lewe, jy survive net. Kan dalk wees dat jy sonder die inspraak van die Heilige Gees die lewe aanpak, situasies aanpak, en Paulus kom en hy sê, hoorie, ek wil met jou praat hieroor, ek wil met jou kuier oor hierdie ding, want ek en jy kan nie bekostig om net deur die lewe te gaan en te float deur die lewe nie. Ons kan nie bekostig, want ek weet hoe gaan dit. Dit is asof mense jaar begin met verskriklik baie energie. En dan gebeur daar 'n paar goeders. Dit is asof jy net, dit is soos die bulle gisteraand. Hulle was net te hard getackle deur daai skotte. Toe hulle ophou speel. En jy's op daai plek wat jy net sê, hey, daar's 'n paar tackles wat in die laaste jaar ingekom het, en ek het net nie, ek weet nie of ek nog 'n hit kan vat nie. So, ek sit eerder op die bench. Ek klim eerder uit die wedstryd uit. En
Ek dink die Here wil iets kom losmaak in hierdie volgende seisoen in ons lewens, waar ons bietjie intentioneel moet wees met wat ons doen. En my begeerte vir ons in hierdie Junie-Julie tyd, hierdie jaar van 2024, is dat dit 'n tyd sal wees vir my en jou om te herkalibreer vir die volgende van 11de van die jaar. Dat ons nie sal slagoffers wees van, voorspoed vir die nuwe jaar en dit is Julie nie. Maar dat ons sal proaktief wees, sodat ons hierdie hoopdraers kan wees, dat ons hierdie identiteit kan uitleef. Die vraag is, as jy dink aan die gesprekke wat ek het met mense, vriende van my, mense in die gemeente, is dit amazing hoe mense vir my sê, hulle wil die wil van die Here ken. Veral in 'n seisoen, die seisoene van die lewe. Daar's seisoene wat jy instap, en daar's dalk 'n verandering, daar's dalk 'n besigheidsverandering, daar's dalk 'n couple wat van single, verloof na trou toe gaan. Daar's 'n verandering in seisoen. Maar dan kry jy kinders. Daar is 'n heeltemal 'n ander seisoen. En daar's die verandering van seisoene wat gebeur en hoe mense dit navigate. Ekskuus tog. Paranikia. Ergens moet ek en jy stop. As dit kom by seisoene. Ergens moet ons stop. En die vraag kom vra, Here, wat wil U kom doen? En hier is die ding wat ek prakties doen en ek wil dit vir jou aanbeveel. Is om op 'n plek te kom waar wanneer jy reflekteer en herkalibreer, is om vir jouself ergens 'n dokument oop te maak. Dalk is dit op jou rekenaar. Daar's 'n fancy oulike app soos 'n Trello en allerlei goedjies wat vir mense is wat like van boksies skuif en klere inbring en al daai goedjies. Jy's dalk 'n ou soos ek wat 'n journal het, net 'n boek. Maar om dit op te stel, en in my lewe is daai boekie net tussen my en die Here. Niemand anders sien daai nie. Wanneer ek besig is om in daai boek te skryf, ek deel dit nie eens met my vrou nie. Want dit is ek en die Here wat besig is om daar dinge te gesels en dinge neer te skryf. En die rede hoekom ek dit neerskryf is want ek vergeet. Die Here vergeet dit nie, maar ek vergeet dit. Maar dit maak my journey real, dat ek hom kan sien, ek kan hom voel, ek kan hom lees en ek sit dit op skrif. Jesus het die rede hoekom ek dit sê, Jesus het ons die volgende geleer. Ons het nou so 'n paar weke terug deur 'n reeks gegaan wat ons net deur die Onse Vader gekuier het, maar die oploop van die Onse Vader leer Jesus ons die volgende dinge. Hy sê wanneer jy bid, gaan na 'n die stilste plek, vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. Die nuwe vertaling sê, gaan in die stilste vertrekking en sit die wifi en WhatsApp af. Sodat jy in jou alleenheid, daarso waar net jy en die Here, jy in daai dokument kan sit en kan praat. En kan fokus op dit wat jy moet doen. Dit is maklik om eerlik te wees met die Here. Dit is baie maklik vir ons, maar dit is partykeer bietjie moeiliker om met onsself eerlik te wees. Amen of eina. En hier is die tyd wat ons moet sê, waar Jesus ons kom leer. Jesus, hoe jy jouself herkalibreer. En hy sê dan, en jou Vader, wat alles weet, sal jou beloon. Dis wanneer ek en jy in daai stilte ingaan en actually tyd uitkoop, die prioriteit daarop sit om te sê, ek gaan na die stilste vertrek in my huis, of ek het nie 'n stil plek in my huis nie, maar ons net kinders. So ek gaan die stilste plek in die Kaap soek. En dit is 'n maandagooggend ergens op 'n wynplaas. Want niemand drink wyn 10:00 op 'n maandagooggend. Jy ook nie. En om daar te gaan sit en te sê, Here, hierso wil ek nou fokus. Ek gaan prioriteit daarop sit. Ek skryf die volgende hier wat ek vir jou wil lees. Sê, dit is waar ek en jy toelaat dat die Here dit wat in die privaatheid van jou refleksie saam met hom 'n oorwinning in jou raak, dat dit later 'n publieke vertoning word van wat die Here kom losmaak in jou. Dit is wanneer ek en jy tyd uitkoop.
Dis wanneer ek en jy nou soos Jesus ons leer, na die stilste vertrek toe gaan, sodat ons in ons alleenheid, in die privaatheid saam met die Here, dit is wanneer ek en jy reflekteer saam met hom, en privaat oorwinning beleef in ons lewens, waar dit later 'n refleksie raak, van die oorwinning wat die Here kom losmaak in jou lewe, en dit reflekteer die hoop van Christus in ons wêreld. En ons almal wil dit hê. En Jesus kom gee vir ons. Paulus kom echo wat Jesus kom leer, dat hulle sê, hoorie, dit is nodig dat jy moet herkalibreer. Dit is nodig dat jy moet stil raak, sodat jou Vader sy wil in jou lewe net kom losmaak. En dis nie dat hy nie wil nie. Hy wag net partykeer vir ons, sodat ons reg is vir dit wat hy wil kom doen. Jesus word in die Bybel na verwys, dit is interessant. Metafoor word gebruik, hy word vergelyk met die son. En dit is wat Paulus kom skryf in hierdie Efesiërs 5 vers 14 tot 17. Christus wil in ons lewens kom inskyn. Dink dit gaan aan die voordele wat ons het as gevolg van die son wat in ons wêreld is. As jy die genot wat ons het as gevolg van dit, heel eerste ding wat ek dink obvious is dit bring lig. Die son bring lig, hy bring perspektief. Daar's nie 'n fight tussen donker en lig as die lig eers skyn. Ja, as dit net vanoggend toe ek na hiernatoe ry, nou dink ek net by myself, die winters is heeltemal anders hier as waar ek groot geword het. Hier so laai die kinders in die stuk donker af, daarbo skyn die son daarom daar, as die kinders by die skool gaan aflaai, hier so ookie 7:30 in die oggend nog donker. Ongeken, maar wanneer die lig kom, so lekker. En hier is die ding wat vir my interessant is, net van hoe Jesus vergelyk word, en met die son is wat hy sê, hoorie, maar ek wil die lig wees in jou lewe, en ons ken dit, ons weet dit. Maar as ons besig om intentioneel Jesus te engage op dit. En wanneer ek praat van lig, is dit daai woord ingesit is om perspektief te gee. Lig bring altyd perspektief. Is interessant wanneer my dogtertjie in haar kamer instap en die lig is af, dan sy verskriklik bang. Want daar is iets in die donker. En weet ons, jy ken die drill. Stap papa of mamma saam met haar, sit die lig aan, perspektief, daar's nie iets in jou kamer. Okay, nou gaan sy aan. Lig bring altyd perspektief in ons lewens in, en dit is wat Christus wil kom doen. Dit is interessant, so 'n paar weke terug toe Rick Mouser by ons was, en hy het met ons gepraat het oor om God se stem te hoor, en om onsself te posisioneer in ons lewens, maak hy die volgende opmerking, hy sê, sy gebedslewe het verander, na 'n plek toe waar hy sê, Here, help my sien wat ek nie sien nie. Breek vir my oop, dit het ek miskyk. En toe ek dit gehoor het, was dit net vir my so, dit is eintlik 'n uitroep om te sê, Here, kom gee vir my die perspektief wat ek nodig het. Kom skyn u lig in my lewe. En Jesus het oor jou lewe 'n ander perspektief as wat jy beleef of voel partykeer. En as jy besig om saam met hom in te tel en 'n spasie te maak en die prioriteit daarop te sit om te sê, Here, ek gaan plek maak vir hierdie om 'n nuwe perspektief te hê. Het jy geweet dat die Here 'n perspektief het oor daai verhoudings in jou lewe, die verskillende, die professionele verhoudings, die liefdesverhoudings, die familieverhoudings, die vriendskapsverhoudings, daai verskaffer in jy verhouding. Hy het 'n opinie en hy het 'n perspektief vir elkeen van daai verhoudings. Hy wil nie net hê dit moet gebeur en dit moet net aangaan nie. Hy het 'n opinie daaroor. Hy het 'n opinie oor jou toekoms. Het jy al vir die Here gesê, Here, wat lê in my toekoms? Wat wag vir my in my toekoms? Kom gee vir my die perspektief oor hierdie volgende seisoen. En Jesus se begeerte is, hy wil kom skyn in jou lewe in. Hy wil kom skyn met sy perspektief. En hier is die ding, die appel op ons en die vrymoedigheid wat ons kan hê is om te sê, ons kan hom reguit vra. Terwyl ek hierdie voorbereid het, dink ek aan 'n liedjie wat ek gehoor het in 1994 het my ma CD gekry. Daar's 'n ou met die naam Willie Joubert. Gospel sanger. So dieselfde kategorie as Jan de Wet. Hulle het self half dieselfde vibe. Maar as 'n klein seentjie het ek daai musiek gehoor. En Psalm 139 bly by my as gevolg van daai musiek. Ek ken
elke woord, terwyl ek voorbereid gaan soek ek gou Willie Hubert en ek kry die liedjie en ek kan elke liewe woord, want dit is net so in my ingeweef toe ek 'n kind was. Waar hy praat oor Psalm 139, waar hy sê, dwars deur my ken nie my en sien nie my. Of ek sit of ek staan, waarheen ek ook al gaan, U is daar by my. Daar's nie 'n woord op my tong nie, maar Here, U weet wat dit is. U omsluit my, Heer, van alle kante. Heer, U neem my in besit, dit is te hoog vir my begrip. Hierdie woorde wat hierdie psalmskrywer kom neersit het, is 'n psalm van Dawid. Is ongelooflike woorde wat hy net sê, Here, U ken my. En daarom kom vra ek vir U, kom gee vir my perspektief. Dwars deur my oral, maak nie saak waar ek gaan nie, U is daar by my. En dit is te hoog vir my begrip. En daar is iets wat die Here wil kom losmaak in ons lewens. 'n tweede ding wat ek sien, wat die son doen, is die son kom gee energie. Ek meen, daar's niks so lekker soos 'n wintersonnetjie, as jy huis net die regte angle het in die winter nie. Maar daar's iets wat gebeur wanneer dit winter is. Ek meen, mens kruip in jou dop in. Ons trek doppe aan, en dan as jy hier buitekant rondloop, dan loop jy so. En ons kruip in ons dop, dit is die natuurlike ding wat gebeur wanneer dit winter is. Ek loof die Here net daarvoor dat dit as dit daar simpel daar is, wat dit so baie reën, dan kry ons dan so 3-4 dae wat die wasgoed weer kan droog word. Al daai tipe van goeders. Dit is 'n mooi deel van dit, maar om toe te laat dat die Here se lewegewende energie inkom in jou lewe en weer kom energie losmaak. Dis wat hy wil kom doen. Dit is wat die son kom doen. En dit is nie net om dit te ervaar nie, maar is om 'n draer daarvan te wees wat die Here se roeping op ons lewens is, om sy wil te ken. Is nie net dat hy my en jou warm maak nie, maar om dit te dra na buitekant. En baie mense vra die vraag, hoorie, Here, wat het met my die laaste 6 maande gebeur? Wat het met my gebeur? En dit is asof Paulus 'n wonderlike ding kom doen in hierdie skrif, en hy kom wys vir ons uit dat daar 2 vyande is in hierdie seisoen van ons lewens. Die eerste enetjie is slaap en die tweede een is dood. Wat ek kom sê, hoorie, jy het nodig om wakker te word, jy wat slaap. Ek dink dit is 'n goeie vraag om jouself die vraag te vra, Here, wat het met my gebeur die laaste 6 maande? Maar dalk 'n komplementerende vraag wat jy saam met dit kan doen, is om te vra, wat se groei het ek beleef in die laaste 6 maande? Het jy al daai vraag vir jouself gevra? Want dit is partykeer asof ons perspektief is op wat met my gebeur het, in steede van wat in my groei het. Wat is besig om te groei en te ontwikkel in jou lewe? En Paulus kom sê, hoorie, dit is nodig dat jy moet wakker word, jy wat slaap. Nou, ek het agtergekom, as ek slaap, weet ek nie veel van wat om my aangaan nie. My kindertjies kom partykeer in die aand in die kamer in, en dan vra hulle vir my iets, maar hulle het nou al opgehou om vir my te vra, om hulle agtergekom, ek antwoord nie. Hulle gaan na hulle mamma toe, dan word sy wakker. Ek is net soos half, ek's out of it. Ek is nie dood nie, maar ek is totaal en al onbewus van wat om my aangaan. En dit is wat Paulus kom sê, hy, dit kan dalk gebeur in jou lewe, en hier is die vyand, dat jy op 'n plek is waar jy onbewus geraak het van die dinge wat om jou aan die gang is. Onbewus geraak het as gevolg van hierdie survival mode, dat jy onbewus is van die dinge wat in verhoudings aan die gang is, dinge wat in jou huisgesin aan die gang is, in jou vriendekring, dalk in jou gemeenskap aan die gang is, want jy dalk negatief geraak, wat dit ook al mag wees. Jy het aan die slaap begin raak. Ek het agtergekom dat mense so maklik gewoond raak aan goeders. Het jy dit al agtergekom dat daar sekere dinge is wat gebeur in ons wêreld? Aanvanklik het jy ontstel, nou raak jy maar net gewoond daaraan. Goeders wat ons partykeer op televisie sien en grappies wat ons hoor, dit raak so half die norm en dan na rukkie hoor jy dit nie meer nie. Maar as jy regtig ten volle bewus raak, dan sê jy net, wow, ek gaan 'n streep trek. Ek kan nie daai goeders toelaat nie. Ek kan nie glo eers my kinders, en ouers is nogals goed daarmee om bewus te wees van wat hulle kinders kyk op televisie.
sit jy Cartoon Network aan en dink, ja, hier's 'n oulike storie, is 'n beertjie en 'n hasie en goedjies. En dan kyk jy vir 2 minute saam met jou kinders daai storie en sê, nee, ons sit hierdie enetjie af, julle kyk nie weer daai storie nie. Dit klink oulik, dit is ons, maar nee, ek was gelukkig bewus, maar as ek onbewus is, waar het gebeur in jou lewe waar jy dalk aan die slaap geraak het in die laaste 6 maande. En die Here kom sê vir jou, word wakker. Nou die dag het ons by 'n manne-aand, het ek so 'n bietjie met die ouens gepraat van hoe maklik dit is, dat daar grappies infilter in ons lewens in, wat eintlik nie deel is van 'n man se lewe nie. Hoe maklik dit gebeur, dat daar goeters is wat ons net ons dink eers daaroor en stuur ons maar net die WhatsAppie aan. Dis 'n grappietjie. En dan sit ten koste van iemand anders, op die einde van die dag. Ek het nog al 'n hoe sê hulle daar 'n probleem, 'n pet peeve met hierdie bachelor's parties dinge wat deesdae aan die gang is. Jy weet, bachelor's parties het 70 jaar terug, soos wat dit lyk vandag, het nie bestaan nie. Maar dat 'n kultuur ingekom met ons movie wêreld en ons televisie, wat vir ons sê, nee, hier is hoe dit lyk. En dan is daar flieks daaroor gemaak, en daar is 'n tweede en 'n derde fliek gemaak, oor die groot babbelas. En daar is hierdie storie wat geselebrate word, en ouens dink, o, dit is so 'n bachelor's party lyk. En ek het net gesê, hoorie, kom ons raak net bewus daarvan. Wat is die purpose van so 'n aand? Is dit nie 'n aand waar ons die man, wat nou gaan trou, moet bless, en vir hom moet woord gee? Dit is hoe my bachelor's party was. Een van die hoogtepunte van my lewe. Ja, hulle het my simpel laat aantrek. En ek het gaan blikskit in die middel van Menlyn, want ek moet geld kry vir my honeymoon. Ek het 'n chili geëet wat my stikkend gebrand het. En toe ergens in die aand is daar 'n vuur gemaak en daar het 40 manne om my getrek. En hulle het vir my gebid en oor my lewe geprofeteer. En hulle het vir my wysheid kom gee, veral van die ouer oomies. Dit is een van die hoogtepunte. En omdat ons onbewus is dat aan die slaap is in ons wêreld, en ons besef nie, Here, wat is die wil nie, is daar hoeveel jong manne wat uitmis op 'n geleentheid soos daai, omdat ons kultuur, en omdat ons aan die slaap geraak het, net gesê, dis maar net seker die norm. Hier is die ding, die lewe het die vermoë om my en jou aan die slaap te sis. Die lewe het die vermoë om ons aan die slaap te sis, en ons moet waak teen dit. En die appel is Paulus wat hier kom sê, word wakker. So die vraag is, waar het jy in die slaap geraak in die laaste tyd? Onbewus geraak van die Here se intensies, onbewus geraak van die goeders wat om jou aan die gang is. En die Here wil sê, hey, kom ons raak 'n bietjie intentioneel in hierdie volgende paar weke. Ek wil hê jy moet wakker word. Die trauma en teleurstelling het die vermoë om dood te veroorsaak in ons harte. Het jy ooit gehoor dat mense sê, ek gaan nooit weer mense naby my toelaat. Ek gaan nooit weer ja sê. Ek gaan nooit weer saam met Christene besigheid doen. Ek gaan nooit weer met daai groepering mense kuier nie. Ek gaan nooit weer ja sê vir 'n girl wat van Georgia afkom nie. Dit is weird. Ek gaan nooit weer ja sê vir 'n man van Pretoria nie. Hulle het snaakse gewoontes. Ek gaan nooit weer nie. Baie keer het die trauma en die teleurstelling veroorsaak dat ons harte dood gegaan het. En dat ons osself op 'n plek gesit het waar ons sê, hoorie, ek vertrou nie meer nie. Dalk, in steede van, ek gaan nooit weer nie. Het is dalk nodig om te begin sê, ek sal weer, ek gaan net volgende keer slimmer wees. Volgende keer gaan ek net slimmer wees. Dalk moet ons sê, ek is nou klaar met die verlede. Ek gaan ophou terugkyk. Ek gaan ophou myself jammer kry. Ek gaan ophou die dinge wat ek deurgaan iemand anders se probleem maak. En ek gaan self verantwoordelikheid neem daarvoor. Weet, ons is professionele copers. Ek het dit al gesê, ons cope met die lewe. Hoe gaan dit? Nee, ek cope. Die Here wil hê ons moet deel met die staf. En weet jy wat is die hartseer ding? So die vyand kom steel mense se lewens. Ek kuier in die laaste tyd met 'n vrou in ons gemeente, wat op die ouderdom van 16 deur 'n traumatiese ding gegaan het. Sy is vandag 49. En loof die Here, het sy het begin nou, sy het professionele hulp gekry om haar te help om met daai trauma te deel.
Maar van ouderdom 16 tot 49 het sy gesit met hierdie ding, wat haar hele lewe kom definieer het. En sy het toegelaat dat die Here perspektief in haar lewe kom inblaas, en sy is nou op 'n plek wat sy deel daarmee. En ek sien daai die strategie van die vyand, wat baie keer in ons lewens inkom, en ons raak aan die slaap in die lewe, dinge gebeur met ons, en ons deel nie met wat met ons gebeur het nie. Ons cope net. Dalk het jy nodig om op 'n plek te kom waar jy sê, hoorie, ek probeer al te lank om hierdie self te doen. Ek het iets slegs beleef, en dalk het jy professionele hulp net nodig. Om te sê, hoorie, maar ek gaan hierdeur gaan, want ek wil klaarmaak met die verlede. Ek wil klaarmaak met die verwyte. Ek wil klaarmaak met myself jammer kry. Ek wil klaarmaak met die bitterheid en die kwaad in my lewe. Dit is die dood wat Paulus hiervan praat. Hy sê, staan op uit daai dood uit. Ek moet dalk ergens gaan vergewe. En dit gebeur net wanneer ek en jy intentioneel is daaroor. Weet wat gebeur met bitterheid, is dit laat jy vergeet waaroor is jy vies. Dit het my eie gesin gebeur. Want my sussie vies was vir my pa vir 8 jaar, en toe ek al eendag vra, ek noem maar Vissie. Vissie, waarvoor is jy kwaad vir pa? Sy sê, ek weet nie eintlik nie. As sy dit net geadresseer het binne daai eerste paar weke, was daar nie 8 jaar se verhoudingsgap gewees nie. So die Here wil daai kom sê, en hy sê, vandag is die dag. Hy sê, benut elke geskikte geleentheid. Met ander woorde, hy is besig om te sê 2 wenke, om te sê, hoorie, jy moet jou tyd benut en leef deurdag. Nou, ek het moes vir my seentjie verduidelik, want hy sien gisteraand terwyl ek besig is om deur die PowerPoint te gaan, sê, leef deurdag, beteken dit soos, jy leef net in die dag. Sê ek, nee, Jakobie, dit beteken jy dink mooi oor die lewe. Jy dink, leef deurdag. En hy kom sê hier so, ons het almal eweveel tyd, hier is die ding. Ons het almal eweveel tyd. Maar ons het nie almal dieselfde prioriteit nie. Eweveel tyd, maar nie dieselfde prioriteit. En dis dalk tyd om in hierdie tyd van die jaar te sê, hoor Here, my fondasie moet versterk vir die volgende seisoen. Want ons dinge wat die Here wil deur jou lewe wil kom doen in die volgende seisoen. Hy wil dit nie net in jou lewe doen nie, maar hy wil deur jou lewe. Wil hy sy lig gaan skyn in jou wêreld in. Het jy al gedink dat die Here jou as agent, en ons praat daaroor, maar ons vat nie die Here ernstig daaroor nie. Ons maak dit nie 'n prioriteit nie. Want partykeer is dit nie ons prioriteit nie, want ons is so oorweldig deur die dinge. En miskien is die volgende paar weke die geleentheid vir jou om jouself te kom bely en te sê, Here, ek weet U wil my gebruik. Kan jy nie dink die Here wil jou gebruik in jou huwelik, in jou maatjie se lewe? Kan jy net imagine? Waar hy vir jou wil gebruik en net sê, hoorie, vir jou laat lig in haar in sy lewe inskyn. In jou kinders se lewe, in jou vriende, in jou buurman se lewe. Kan jy net imagine dat die Here jou wil gebruik om in jou buurman se lewe met perspektief en energie en die Here se wil in te skyn in daai verhouding in. Dit is 'n hoop reël raak in ons lewe. Dit is nie meer net 'n liedjie wat ons sing of iets in daai lyn. Dit begin reël raak en die Here wil jou gebruik in jou wêreld. Maar ons prioriteit moet net op 'n plek wees waar ons sê, hoorie, maar ek gaan my tyd benut. Ek gaan nie my tyd mors vir 'n klomp goeders nie. Ek gaan nie my tyd mors op 'n klomp dinge en ek gaan deurdag lewe. Ek gaan kyk hoe werk ek gaan kyk hoe die Here vir my in jou my lewe wil werk. En hier is die ding, prioriteite in ons lewens is ververf dat ons moet balans maak in ons lewens. Gaan jy verantwoordelikheid neem vir jou kalender? Of gaan jy 'n slagoffer wees van iemand anders wat beheer neem oor jou kalender? Dis amazing vir my, hoe mense vir sosiale en regtig dit gaan jou mens wees laat blom, nee kan sê, maar hulle kan nie vir iemand wat by die werk wat op daai teams, ek meen, wie maak hulle kalender oop vir almal om te sien, en sommer net afsprake daar te kan insit, sonder jou konsultasie. En as jy weet, jy, God, my kalender is vol, en dan, gaan jy die slagoffer wees, of gaan jy beheer neem van jou kalender? Net jy kan dit doen. En dis die ding, ons raak aan die slaap,
So raak net die victims van dit. Miskien moet jy die prioriteit lê in jou hande. Om te sê, hoorie, ek gaan in hierdie week, soos wat ek afsprake uitboek en my kalender uitblok, laat niemand daar vir my 'n afspraak kan insit nie. So gaan ek tyd uitkoop ergens in hierdie volgende paar weke. Ek gaan in hierdie volgende 3 weke, gaan ek een dag in die week, vir die volgende 3 weke, tyd vat waar ek presies hierdie selfde vraag vir myself kan vra. Waar ek tyd gaan uitkoop en 'n boek lees, wat ek weet, lankal daar lê, wat ek weet ek moet lees. Ek gaan intentioneel tyd uitkoop om dit te doen. Ja, maar JT, jy werk net op Sondag. Ja, jy is heeltemal reg. Nee, dit is nie hoe dit werk nie. Gaan jy beheer neem oor jou kalender en sê, okay, ek gaan tyd uitkoop in die volgende tyd. Watter hoop wil jy bring? Het jy al daai vraag vir die Here gevra? Of vir die Here gesê, Here, ek wil graag hierdie tipe hoop in hierdie wêreld inbring. Ek wil hierdie hoop bring op my werk, in my huis, in my huwelik, my buurt, in my gemeenskap, my gemeente. Ek wil graag hierdie hoop draer wees. Watter hoop wil jy bring in jou wêreld? Het jy ooit daaroor gedink? Het jy ooit intentioneel gesê, hoor, ek gaan wakker word van net die bestaan van die lewe en ek gaan sê, Here, hierdie is die tipe hoop wat ek wil bring. Dis die tipe lewe wat ek wil leef. Is jy bereid om 'n hoopdraer te wees? Is jy bereid om toe te laat dat die Here jou fondasie kom verdiep in hierdie volgende seisoen? En nou my gebed is, soos wat jy hierdie ernstig opneem, dat die Here jou sal vat waar jy nog nooit was nie. Weet jy wat is my amazing? Hoe partykeer ons perspektiewe ons in die steek laat. Ek het soveel mense gehoor wat sê, ja, die load shedding is nou verby, maar dis nou net 'n verkiesingsstand. In steede van om dit te celebrate, raak ons almal negatief. Ja, jy weet, dis maar net nou 'n stand van die ANC. Hulle is nou net besig om ons almal te mekaar te maak. Is jy bewus van waar jou fokus is? Het jy agterkom in hierdie laaste week? Nou, ek's glad nie 'n ekonoom nie. Inteendeel, my vrou is baie beter met budgeting as ek. Maar ek het agtergekom dat die rand-dollar verhouding versterk het in die laaste week. As gevolg van die politieke swaai in ons land. Het jy agtergekom hoeveel vrede is daar in ons land? Het jy agtergekom hoeveel opgewondenheid is daar vir beleggers in ons land as gevolg van dit wat gebeur het in die laaste verkiesing en hierdie koalisiegoeders en al die klanke wat daar gebeur? Het jy agtergekom hoe rustig dit is, vrede daar is? Het jy bewus geraak van hoe baie mense gebid het vir dit? Hoe baie mense die Here vertrou het vir dit? Dis die Here laat u wil geskied. Maar ons fokus is partykeer so op die verkeerde goeders. En ek dink, dit is op sigself, dalk vir my en jou die simptoom, wat ons nodig het om aan te spreek in ons lewens, wat die Here wil kom doen. Wat is die hoop wat jy wil bring? En eenvoudig, hierdie versie, die wil van die Here, vir ons in hierdie winter, word wakker, staan op, laat toe, laat Christus jou lewe verlig. Leef gees vervuld. Om op 'n plek te wees waar jy sê, ek benut elke oomblik. Ek leef deur dag. Ek sien 'n slagoffer van iemand anders op my kalender bepaal nie. Ek doen dit self. Ek gaan die tyd uitkoop in hierdie volgende tyd. En dis waar ek wil stop vandag. Maar die gesprek gaan nog aangaan vir die volgende paar weke. Maar hier so ek en jy dit dieper vat in ons lewens, is om te sê, Here, waar moet ek wakker word? Waar het ek dood gegaan? Waar is ek op 'n plek wat ek nodig het dat U my in my lewe moet inskryf? Here, dwars deur my, ken U my, sien U my, of ek sit of ek staan, waar ek ook mag gaan. Here, kom verlig my lewe. Here, ek wil geesvervuld leef. Ek wil elke oomblik benut. Ek wil deur dag leef. Ek wil
U wil hê. Ek wil 'n appel op jou lewe sit. As 'n broer in jou lewe, wil ek vir jou kon sê, ek en jy kan nie hierdie mis nie. Want hierdie set my en jou op vir die volgende seisoen van ons lewens. It's amazing wat in die natuur gebeur. Na die winter, ek weet nie wie gee vir die bome en die plante die boodskap nie, maar ewe skielik begin hulle nuwe blaartjies stoot en blommetjies maak en so aan. Dis omdat hulle effektief deur die winter gegaan het en hulle fondasie verdiep het, dat die potensiaal en die energie daar is. En dis presies dieselfde wat die Here wil kom losmaak in jou lewe. Ek wil graag vir jou bid en na ons gebid het, gaan ons 'n tyd het wat ons net gaan reflekteer en gaan reageer. Ons het 'n nuwe liedjie geskryf. Die liedjie is hier in Stellenbosch geskryf. Saam met ons worship team van Doxadaya. Ons net kan kom sê, Here, kom doen hierdie ding in my lewe. My only hope is in you. My only hope. En wanneer ons so saam sing, is dit eintlik dalk 'n geleentheid waar jy dit kan sê, hierdie is my gebed, Here. Hierdie is my waarheid wat ek oor my lewe kan sing in die volgende tyd. Ek wil graag vir jou bid. Vader, dankie. Jesus, hoe U vir ons al lank kom wys het. Die belangrikheid om prioriteit daarop te sit, om stil te raak, te reflekteer, die vrae te vra wat ons vanoggend gevra het. Sy elke 6 maande in ons lewens. Vader, dankie dat U Gees ons het kom begelei, Here. Dankie dat U besig is om met ons elkeen se harte te praat. Ons van ons wat net moet sê, Here, waar moet ek wakker word? Waar moet ek opstaan? Waar moet ek Christus se lig in my lewe laat inskyn? Waar moet ek net toelaat, Here, dat U Gees my sal kom vervul en my sal kom begelei in daai? Here, waar is ek besig om tyd te mors? Waar is ek besig om my fokus te skuif? Waar is ek besig? Dankie dat U net besig is om vir ons die prioriteit te kom gee in hierdie volgende tyd. Ons sê ja, Here. Ons wil hoopdraers wees. Ons wil geken word. Dit moet so half ons middelnaam wees. JT hoopdraer ter Blanche. Mornay hoopdraer Oosthuizen. Dis wie ons wil wees. Kom maak dit los in ons lewens in hierdie volgende seisoen. En kom bou daai potensiaal wat ons sien wat geopenbaar word in die lente seisoen. Kom bou daai potensiaal in ons lewens in. Nou. Sodat wanneer die tyd reg is om te bot en te blom, dat ons sal reg wees vir dit. Ons dankie.